Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is heerlik om vanoggend saam met u te wees. Dit is lekker om te sien dat so baie van julle vanoggend hier is. Ek het verwag dat eintlik net my gesin gaan hier sit met 'n lang naweek. Maar julle verstom my vir julle liefde wat julle het vir die Here. Dat julle hier is om die Here te aanbid en om saam met hom ook uit die woord uit te hoor wat hy vir ons wil sê. Is dit nie kosbaar om met die Here tyd te spandeer nie? Geliefdes, as ons volgende begin, dan begin ons natuurlik weer eens met die wat swaar kry, wat siek is en wat ly. Ons bid veral vir tannie Frikkie van Staden, om Gert Kreer, om Dani Cornelius, ons hoor, om Dani was laas ek Sondag hier in die kerk, maar dit klink vir my uit toe weer eens verswak en hy is siek, dit gaan nie goed met hom nie. Ons bid vir hom. Ons weet die chemo vat baie aan 'n mens. Ons dink ook aan tannie Annetjie Harmse en ook Annelie Harmse. Vanoggend sê Pieter vir my, sy hoes maar nog steeds. So ons bid vir haar. Ons weet sy gaan deur 'n moeilike tyd. Dan ook vir Pieter en Celia Jonker. Celia, sal julle onthou het ek so 'n paar weke terug gesê het 'n breinoperasie gehad. Pieter, haar man, is nou ook toe in vir 'n groot rugoperasie. So hulle is albei bitterlik siek en hulle albei kry maar swaar. Ons bid vir hulle en ons dink aan hulle in hierdie moeilike tyd. Ons dink ook aan Atlanta Smit en dan ouderling Letty Du Plessis is ook in vir 'n groot operasie in Pretoria. Sy is op die oomblik daar, maar ek is seker sy is terug by die huis nou, nê. Ons bid vir haar herstel. Ek sien almal oom is ook hier so vanoggend. Stuur ons liefde en groete. En dan ook vir oom Jan Louis Venter. Ons bid steeds vir hom en sy herstel. Dan geliefdes in besonder wil ek ietsie uitlig. Ek wil graag net onder die aandag bring. Laasweek Sondag het van julle seker gesien het oom Dion Pieters hier buite geval hierso by die Pafeisel. Het hy geval en sy neus baie seer gemaak. Ons bid vir hom, ons dink ook aan hom. Gelukkig het hy nie sy neus gebreek nie. Hy het net baie seer gekry en hy het baie bloed verloor. En so, geliefdes, ons wil u vra, asseblief hou hom ook in julle gebede. En ons het ook nou ernstig begin kyk na die plekke waar die Pafeisel nie gelyk is nie, om dit ook te begin regmaak. Ons wil u verseker dat ons dit gaan doen. Geliefdes, kom ons raak dan stil voor die Here en dan bid ons saam. Heilige Here en Skepper God, Here, ons nader U in afhanklikheid. En ons kom vra vir U, Here, dat U ons sal help en ondersteun. Vir die wat siek is en wat swaar kry en wat ly, dat U hulle sal bystaan en krag gee. Here, ons is maar nietige mense, ons weet dat siek word, dat swaar kry, lyding en selfs die dood is deel van hierdie lewe. Ons kan dit nie ontsnap nie. Daarom, Here, is daar hoop by U, want U kom bevry ons, genees ons, gee ons nuwe krag. Daar is by U, Here, lewe en lewe bo alle verwagting. Daarom klou ons vas aan U beloftes, ons klou vas aan U teenwoordigheid en ons bou ons lewens daarop. Help ons, genees ons en gee ons vrede. Ek bid dit so in die naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. Broers en susters, kom ons groet vanoggend die Here met 'n blye hart. Ons sing van die vreugde van die Here en ons kom dank hom vir alles wat hy vir ons doen. Ons sing saam uit lied 188 verse 1 en 2. Kom dank nou almal God. Spirit.
Geliefdes, so sê die Here, die skepper van die hemel en die aarde. Jy is my dienaar. Ek het jou uitverkies. Ek het jou nie verwerp nie. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Broeders en susters, kom ons antwoord op die Here se seëngroet met 'n lofsang. Ons sing hartlik saam en wel van lied 280 vers 1 en 2. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister, Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing saam van lied 230 vers 1. Zoek ek troos in nood, wees meek ek om bevrijd van sonde, straf en dood. Ek het my hele lewe die sondigpad gegaan, verbring in al my strewe. O Jesus, sien my aan. Broers en susters, ons het sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye,
God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mens, en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God, die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het ons geloof bely. Kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here en ons sing saam van lied 519, vers 1 tot 4. Geliefdes, terwyl jy dan net so sit, kom ons raak stil voor die Here en dan bid ons saam. Heilige Here, U is die enigste Here. U is ons God. Vir hierdie wêreld, Here, maak dit nie sin nie. Hierdie wêreld, Here, streef na baie dinge. Is op soek na allerhande antwoorde. Dit wil homself vermag en uitmaak om iets te wees wat dit nooit kan wees nie. Op 'n manier, Here, probeer ons maar nog steeds torings bou tot in die hemel. Maar U, o Heer, het vir ons kom wys waar ware krag lê, waar ware wysheid vandaan kom. Ons bid, Here, dat U vanoggend met ons sal praat. Dat deur U woord ons tot nuwe insig sal kom oor wie U is, hoe U werk en hoe ons in hierdie lewe moet voortgaan. Want as ons dan nou vanoggend moet bieg, o Heer, as ons dan nou vanoggend moet erken, dan val ons maar maklik in die struik van hierdie wêreld, met al sy groot beloftes, met al die beloftes van krag en wysheid en insig, terwyl ons dit alleen by U kan vind. Want U is die God wat is, wat was in die verlede en wat in die toekoms weer sal wees. U is die begin en die einde, die Alfa en ook die Omega.
U is die eerste en ook die laaste. U is die een wat gesterf het en opgestaan het uit die dood. Die gekruisigde Here wat in heerlikheid tot in ewigheid heers. Ons kom luister nou by U, Here, want alleen U het vir ons die wysheid. Ek bid dit so in die naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. Geliefde broers en susters, as jy dan nou vanoggend kon aflei uit die gebed uit, dat ons vanoggend bietjie stil staan by wysheid, by insig en by krag, en vir 'n goeie rede. As daar een ding is wat ons in hierdie wêreld nodig het, is dit krag en wysheid. Krag in 'n wêreld wat magteloos begin voel, in 'n wêreld wat voel of dit net wil in mekaar insak, wanneer dit voel of ons lewens net nie meer is soos wat dit was nie en ons in mekaar in begin sak. Krag het ons nodig. En daar is soveel dinge wat ons net bloot doodgewoon nie verstaan nie. Ons probeer sin maak van hierdie lewe, van die dinge wat met ons gebeur. Ons soek na antwoorde. Ons soek na 'n manier om te leef. En hierdie wêreld het baie voorstelle, maar eintlik kom alles maar kort. Daarom, geliefdes, moet ons vanoggend ook stil staan by wysheid. Nou daar is een gedeelte uit die Bybel uit wat dit vir my goed saamvat. 'n Gedeelte wat bo alles anders uitstaan. Dit is deur Paulus, in Paulus se woorde in 1 Korintiërs 1, in die inleiding van sy brief aan die gemeente in Korintiërs. Van vers 18 tot 31 sê hy vir ons dan die volgende. Dit sê, die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan tog geskrywe, die wysheid van die wyses sal ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar is die skrifgeleerde? Waar is die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking, wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens, en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot, en vir ander is dit onsin. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wêreld die onsin van God is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is groter krag as die krag van mense. Dink maar net, broers en susters, aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense met aansien onder julle nie. En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is tot niet te maak. Vir God het mens dus vir God het geen mens dus iets om op te roem nie. Aan God is dit te danke
dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom, soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. Tot sover, geliefdes, ons skriflesing dan vanoggend. 'n Mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Wanneer 'n mens begin dink aan jou lewe, die rigting waarop jou lewe gaan, sê maar die pad wat jy stap, dan het almal, maak nie saak of jy jonk of oud is nie, almal het aspirasies, drome, wense. Almal wil iewers uitkom. En die voertuig waardeur ons hierdie dinge bekom is deur om te gaan leer, universiteit toe te gaan en om sterk te word, groot te word, volwasse te word. Ons gebruik die dinge van hierdie wêreld om iewers uit te kom. Ons vra onsself gewoonlik af, wat maak ek met my lewe, waarheen is ek op pad? Ons kyk na ons eie kinders se lewe en ons beoordeel dit op dieselfde wyse. Ons kyk na hulle geleerdheid, na hulle vermoëns en die dinge wat hulle doen en ons bepaal hoe suksesvol is hulle dan nou regtig. Wat het nou gesê, wil ek dit bietjie meer eenvoudig stel. Ons almal wil iets wees. Ons almal wil sterk wees. En tot in 'n baie groot mate, die wat vanoggend in hierdie kerkgebou sit hier om juis tot wysheid te kom. Om 'n stuk wysheid te ontvang wat groter is as wat hulle voorheen geken het. Ons almal wil iets wees. Die vraag vanoggend is, hoe kan jy daar uitkom? Hoe kan jy by al jou aspirasies uitkom? Kom ons gebruik nou maar die wêreldse of sê maar sekulêre terme. Hoe kan jy in hierdie lewe suksesvol wees? Wel, geliefdes, dit is dinge wat deur die eeue heen al gevra is. Dit is dinge wat van die vroegste mensdom af al oor gestwee en geworstel is. Maak nie saak in die oertyd of dit was vir mense wat gestwee het om uiteindelik te oorleef en bo die ander sê maar stamme uit te kom nie, of om koning te word en om groot nasie te wees, om 'n huisgesin te bou waarop jy kan trots wees. Die vraag bly dieselfde. En my vraag vanoggend vir u in hierdie erediens bly 3 maal. Waarop bou jy jou lewe? Wat bepaal jou oordeel? En waarin roem jy? Jy sien, wanneer mens hierdie 3 vrae stel, dan begin jy agterkom waarheen mense eintlik wil gaan, waarheen hulle op pad is, en ook geliefdes, waarin hulle trots lê. Nou geliefdes, ek wil vanoggend vir u sê, dat Paulus hierdie regheid in die gesig staar. Paulus wil hierdie kritiese vrae, hierdie uitdagings in die lewe, hierdie aspirasies aanspreek. Want hy skryf vir die gemeente in Korintiërs, en mens moet iets van die Korintiërs verstaan, om te verstaan hoekom Paulus juis hierdie onderwerp kies. Die gemeente in Korintiërs was 'n kusdorp. Sien, hulle het maar 'n kus reg rondom hulle gehad, en handeldryf was deel van hulle alledaagse bestaan. Dit was 'n ryk dorp gewees.
Hulle het ook wat hulle noem die ismiese spele gehad, wat sê die tweede bekendste spele na die Olimpiese spele was, wat in Rome aangebied is. Sien die Korintiërs was 'n dorp waar hulle gesê het filosofie en godsdienste en verskillende kulture en selfs aanbidding van die Romeinse gode aan die orde van die dag was. Dit was 'n dorp geken daarvoor. Dit was 'n groot dorp, 'n groot stad waarin mense welvaart, krag, mag en wysheid gehad het. Althans die wysheid soos hulle dit verstaan het. En Paulus begin om met vir hierdie gemeente te skryf juis om een rede. Daar het 'n twis ontstaan binne hierdie gemeente. Want net soos die dorp waarin hulle geleef het hulle maar ook gesoek na die wat die meeste krag gehad het, wat die meeste wysheid gehad het. En daarom het daar in die gemeente die geval ontstaan, dat sommiges het vir Apollos gevolg, sommige mense het vir Paulus gevolg, sommige mense het vir Petrus gevolg. Almal volg hierdie predikers, hierdie volgelinge van Christus, om tot 'n sekere wysheid te kom. Dis amper, kom ek stel dit bietjie meer eenvoudig. Soos 'n dominee wat op 'n kansel klim en gaan preek. En die klomp mense luister, die lidmate luister aandagtig. En volgende Sondag hardloop ons na 'n ander gemeente toe en ons gaan luister aandagtig. En ons kies watter dominee hou ons dan nou die meeste van. En ons besluit, ja, die oulikste dominee, daardie dominee volg ons. Ons sien, dit is die fout wat in hierdie gemeente gebeur het. 'n Versplintering, 'n misverstand, sê maar 'n tragiese geval van hoe God werk. Paulus wil dit in die gesig staan. Hy wil vir hierdie gemeente dieselfde vraag vra. Waarop bou julle julle lewens? Wat bepaal jou oordeel? En waarin roem jy? En hy begin hierdie deur om iets baie interessant te stel. Hy sê, die kruis van Jesus Christus is vir hierdie wêreld onsin. Nou, ek moet sê, Paulus is so reg. Want ons in ons moderne wêreld het so 'n bietjie van 'n wanbegrip van wat die kruis regtig is. Ons het dit geromantiseer. Ons sien mense dra dit om hulle nekke met 'n hangertjie, of selfs het ek al gesien by van die vroue dra hulle oorbelle met 'n kruisie op en dis meer. Ons moet nie die kruis onderskat nie. Jy moet nie die kruis onderskat. Dis 'n moderne, sê maar, galg. Dit is 'n doodsvonnis. Dit is 'n wrede marteling, die wreedste marteling wat die Romeinse Ryk ooit kon uitdink. As jy enigstens iets weet van 'n kruisiging, dan moet jy weet, 'n kruisiging is daarvoor ingestel, nie om die persoon dadelik dood te maak nie. Gaan nie dadelik dood op 'n kruis nie. Die bedoeling van 'n kruis is om iemand so te verneder, nie net fisies nie, maar geestelik en emosioneel. Want hulle word kaal uitgetrek en voor die hele dorp geparadeer en op 'n houtkruis vasgesit sodat almal hulle kan sien terwyl hulle gemartel word. Die kruis is daar gestel om jou fisies dood te versmoor. Wat jou dood maak is nie die spykers in die hande of die voete nie. Nee, dit is net daar om jou vas te hou. Maar dit is die liggaam wat voorheen lê en die longe wat toegedruk word, soveel so dat jy begin om te versmoor. Dit is wat jou doodmaak. So, 'n kruisiging is 'n siekspeletjie om te kyk hoe lank kan jy uithou tot jy nie meer asem kry nie. En wil jy moet mooi dink daaroor.
vir die wêreld, vir die mense daar buite, die wat nie Christus kan indink of verstaan nie, sal lag as ons sê, in so 'n dood, in so 'n kruisiging, lê die krag van God en die wysheid van God. Hulle sal sê, as jy my nou moet vra, waarop bou ek my lewe, dan sê ek vir jou, geld. Nie op so 'n kruisiging dood nie. Wie bou hulle lewe op dit? As jy nou vir my sou vra, waarop bou jy jou lewe, dan sê jy, my familie, my gesin, my sukses, my huis, my eiendom, die dinge wat ek besit. Nie op 'n houtkruis van iemand wat dood gegaan het nie. As ek vir u sou vra, waarop bou jy jou lewe, dan sou u dalk kon sê, jou welvaart, jou jare, of selfs geliefdes, jou nalatenskap. Maar daar is niks krag en niks wysheid daarin nie. Die wêreld verstaan dit nie, maar u as 'n gelowige moet vandag deur die Heilige Gees dit besef. Dit is in hierdie kruisdood waar die krag en wysheid van God lê. Hoekom? Hoe beoordeel 'n mens dit? Hoe oordeel jy jou lewe dan? Hoe oordeel jy hierdie redding? Sien, ek wil hê jy moet dit so verstaan. Dit wat absoluut swak is, dit wat totaal en al vernederend is, dit wat totaal en al verwoestend is, vat God in sy hande en maak dit die sterkste en mees kragtige en oorweldigende ding in hierdie wêreld. Hy vat die kruis, wat die wreedste en seerste dood is, en maak dit die pad van Christus tot heerlikheid. Eenvoudig gestel, God vat die dood van Jesus Christus en laat hom opstaan tot in ewigheid, om vir jou te wys, sodat jy moet besef, dat jy beoordeel hierdie lewe totaal al verkeerd. Dink so, geliefdes, daaraan. Dink u dat God kan jou nie gebruik nie? Jy al ooit so gevoel? Jy al ooit gevoel, ek is nou maar net eenmaal te oud om verder iets te maak van myself, of dat God my kan gebruik? Of ek is net nie geleerd genoeg nie, of ek is te klein, te swak, te nietig. Dan sê ek vir u vandag, net soos met die kruis, waar God iets wat so niks werd, so seer, so swak is, dat God dit vat en dit gebruik bo alle verwagting. Christus, die gekruisigde Christus, is die krag van God. Want net God het krag. En dit is die punt van die kruis. Die punt van die kruis is, dat jy kan nie jouself red nie. Jy kan nie. Jy kan nie jouself krag gee nie. Ek dink as ons wat nou 'n bietjie jonger is, ek is maar nog in my 30's, maar die van ons wat nou al 'n bietjie jonger is met die ouer lidmate sou praat,
al met die ouer mans sou praat, dan sou ons vir hulle kon vra, ons dink ons is verskriklik sterk, nee, ons het baie krag in ons bene en ons spiere, maar hoe lank hou dit? Hoe lank hou dit? Totdat jy een oggend opstaan en besef, daar is niks meer oor nie. Dit is 'n gesprek wat ek met baie van u wat vanoggend hier sit gehad het. Ek het al met baie van u gepraat en sê vir my, toe ek jonk was ek werklik sterk. Maar nou het ek niks. Die krag van 'n mens, die fisiese krag van 'n mens, is maar van korte duur. Dit vergaan. God alleen het krag. Mens kan dink aan slim wees en wysheid en insig. Maar as ons wat jonk is, vanoggend kon gaan na die geegang daar by Amot, of na die Siekeboeg daar in Najarsrus, gaan sit by iemand wat werklik in hulle gedagtes agteruit gaan. Ons kon hulle vra, hoe lank hou die insig? Hoe lank hou die wysheid? Dan sou hulle dit selfs nie eers onthou nie. Ouderdom leer mense dat jy kan slim wees, maar dit is ook maar net van korte duur. Daar is net een met wysheid, en dit is God. Ons beoordeel ons lewens volgens ons krag en ons slimheid en ons wysheid, en tog kom dit tot niks. Want daar is net krag en wysheid by God. En ek wil vanoggend vir u dan nou aanmoedig. Dit is my aanmoediging vir u. Dit is wat ek dink Paulus in hierdie teks probeer sê. Wil jy jou lewe bou? Wil jy nog iewers uitkom? Dan begin dit en dit eindig by Christus. Dit begin nie in die krag van 'n mens nie, en nie in die slimheid van hierdie wêreld nie, nie in die roem van wat mense vir jou gee as hulle jou prys nie, nie in geld of jeug nie. Dit lê by Christus. En as dit voel of jou liggaam vergaan, weet dat God jou uitkies. As dit voel asof jy oud word, weet dat God jou uitgekies het. As dit voel asof jy niks is nie, weet dat God jou uitgekies het. Want die wat wil roem, moet in die Here roem. En hierdie is die derde vraag vanoggend. Waarin roem jy? En ek dink, as mens begin dink aan jou oordeel, jy begin dink aan hierdie wysheid waarby jy wil uitkom, die krag wat jy in jou lewe het, as jy tog maar net besef vanoggend hoe nietig dit is, dan kan jy vanoggend besef dat jy alleen maar net in die hande van die Here is. Elke asemtuig, elke hartse klop, is in die hande van 'n God, wat eens op 'n tyd op 'n kruis gesterf het. Ek wil vanoggend vir u vra, as u dan nou vanoggend wil roem op iets, as u lewens iewers heen wil bou, doen dit in die hande van die Here. Jy kan alleen roem op een ding, en dit is wat God jou vandag gemaak het. Paulus vra hierdie baie interessante vraag in hierdie teksvers, en een wat al in my lewe baie by my gebly het, en een wat u dalk vanoggend ernstig moet oorweeg. Hy vra vir die gemeentelede, hy sê,
Dink maar net, broers en susters, aan wie julle was toe God julle geroep het. Wie was jy toe God jou ontmoet het? Wie was jy toe God jou kom haal het? Wie was jy 30 jaar terug? Wie was jy? Wat het jy van jou lewe gemaak? Kan jy daaroor nadink? Kan jy dink aan jou donkerste tye? Die tye toe jy op jou swakste was. Kan jy daaroor nadink? Kan jy dink vanoggend aan 'n tyd? Ek dink dit is wat Paulus hier bedoel. Kan jy dink aan 'n tyd toe jy so verlore was, so swak was, dat selfs jy gedink het jy nooit hier gaan uitkom nie? Kan jy dink aan so 'n tyd? Waarheen het God jou tot vandag toe gelei? Waar het hy jou gebring? Uit watter gat uit het hy jou gehaal? Hoeveel keer in jou lewe het jy al gedink, hier is die einde. Dit kan nie donkerder as hierdie oomblik raak nie. En tog het God 'n lig kom skyn. Tog het God sy hand afgestrek en jou opgetel. Tog het hy jou gebring tot waar jy vandag is. As dit dan nie jy was nie. As jy nie jouself uit 'n gat uit kom haal nie. As jy nie jouself kon red nie. En wat moet jy dan in hierdie lewe roem? Ek het myself nie op hierdie kansel gesit nie. In alle opvatting, geliefdes, moes ek as predikant vanoggend nie hier wees nie. Maar God dank, hy het my hierheen gelei. God dank, hy het my hierheen gebring. Ek kon vanoggend hier voor staan en vir julle kom sê hoe vreeslik oulik ek is en hoeveel wonderlike dinge ek op universiteit geleer het en hoe baie ek in hierdie gemeente werk en al die dinge wat ek doen, maar ek kan nie. Want in alle opvatting hoort ek nie hier nie. God het my gemaak wat ek vandag is. En hom alleen kan ek roem. Jy sit vandag hier. Jy sit vandag hier, nie uit jou eie hand nie. Maar alleen omdat God jou hierheen gebring het. En as jy dit ernstig opneem vanoggend, geliefdes, as jy vanoggend dit in jou hart kom plaas, dan kan jy alleen in God roem. Som op te som. Waarop bou jy jou lewe? Jy bou jou lewe op die kruis wat nie sin maak nie. Jy bou jou lewe op 'n kruisiging wat vir hierdie wêreld waansin en dwaasheid is. Want deur dit te doen, vind jy ware krag. Want deur dit te doen, plaas jy jouself in die hande van God. Hoe beoordeel jy jou lewe? Jy beoordeel jou lewe alleen deur die kruisiging van Christus Jesus. Want wanneer jy dink aan jou lewe, dan kom jy agter dat in my swakheid het God my al uit die dood uit opgewek. In my eie kruisiging, die oomblikke waar ek totaal en al op die Golgotha pad was, het God my uit die dood uit opgewek. En wanneer jy dit doen, wanneer jy so jou lewe beoordeel, dan gaan roem jy by jou God. Dan sing jy saam met die engele in Openbaring, heilig, heilig, heilig. En waardig is die lam, want net hy alleen kan red. Geliefdes, ek wil afsluit.
Ek wil afsluit met hierdie een ding wat ek in 'n boek gelees het vroeër in die week. En dalk was dit die begin ook van hierdie preek. Dit is deur 'n baie interessante man met die naam Jim Rohn. Ek weet nie wie van julle al ooit gehoor het van hom nie. Hy is 'n ou met vreeslike wyshede en al die tipe van dinge. Dit is nie belangrik nie. Maar hy sê in die boek, sê hy dat daar is 4 vrae wat elke persoon homself moet afvra. Hy sê jy moet vra why? Hoekom? Hoekom leef jy? Hoekom doen jy wat jy doen? Hoekom streef jy na dinge? Hoekom aspireer jy na enigiets? Hy sê die tweede vraag is jy moet vra why not? Hoekom nie? Hoekom nie jy nie? Hoekom moet jy nie iets maak van jou lewe nie? Nee. Hy sê why not you is die derde vraag. Hoekom nie jy nie? Hoekom moet jy nie iets maak van wie jy vandag is nie? Hoekom selfs in jou bejaarde jare kan jy nie iets maak nie? Hoekom nie jy nie? Hoekom kan jy nie iets van jou lewe maak nie? Die laaste vraag wat hy vra is why not now? Hoekom nie nou nie? Hoekom kan jy nie nou iets van jou lewe maak nie? En op al hierdie vrae het ek gesit en worstel en gedink aan my eie pad. Gewonder, wat maak ek met hierdie vrae? Ek kon alleen op een antwoord uitkom. Hoekom doen ek wat ek doen? Hoekom leef ek? Hoekom streef ek? Christus. Hoekom nie? Hoekom nie opgee nie? Hoekom nie tou opgooi nie? Hoekom nie streef na wat die Here vir jou wil hê in jou lewe nie? Hoekom nie? Want as jy sou opgee, dan sou God jou optel. Hoekom nie? Want Christus is die een wat my red. Ek kan myself nie help nie. Hoekom nie jy nie? Hoekom kan jy nie 'n beter lewe hê nie? Hoekom kan jy nie iets maak van jou lewe meer as wat dit is nie? Die antwoord is, geliefdes, al wat jy moet doen is om Christus te volg. En jy sal dit kry. Hoekom nie nou nie? Want geliefdes, in een oomblik, in een oogwink, kan jou lewe verby wees. Hoekom nie nou begin om die pad van Christus te loop nie? Om die wysheid en die krag van God te vat en iets daarmee te maak nie. Sodat jy mag roem in God alleen. Vanoggend, geliefdes, as jy jou lewe beoordeel, begin by die kruis en nêrens anders. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader en Heilige God, ons almal vra die vraag, waarop bou ek my lewe? Waarna soek ek? Waarna streef ek? En Here, ons kyk na ons verwyte en die dinge wat ons in die lewe gemis het. Ons dink by onsself, hoekom kan ons nie aangaan nie? Dit voel soms, Here, of ons by 'n hoë muur staan en ons kan dit nie oorklim nie. Maar U het vir ons die andersheid kom wys. U het vir ons die teendeel kom wys. U het ons lewens kom vat en iets daarmee gemaak. Ons besef vandag dat die grootste wysheid wat in hierdie wêreld bestaan, die grootste krag wat in hierdie wêreld bestaan,
is die wysheid van Christus en die krag van Christus, die gekruisigde Christus. En ons rig ons lewens, bou ons lewens, streef in ons lewens alleen na U toe. Want Here, hierdie wêreld sal vergaan, maar U sal ewig bly staan. Hierdie wêreld is sonder redding en verlossing, maar by U, o Heer, is daar krag en saligheid. In hierdie wêreld, Here, sal alles met tyd vergaan. Maar U, Here, gee ons 'n toekoms tot in ewigheid. In hierdie wêreld word ons maar swak. Maar wanneer ons swak is, Here, maak U ons sterk. Neem my lewe, Heer, laat dit U gewy wees, meer en meer. Neem my hande, maak hulle sterk, vlytig om vir U te werk. Neem my voete, skoel, Heer, met bereidheid tot U leer. Neem ons vandag, o Heer, gebruik ons alleen tot U eer. Amen. Broers en susters, kom ons sluit af en ons sing saam met in lied 308, Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees, meer en meer. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Baie dankie geliefdes, net so 'n paar enkele afkondigings. Ek wil vir ons afkondigings volgende net begin deur om
een ding te sê. Nou ons doen dit nie eintlik vreeslik baie in ons gemeente nie. En ek dink die oom mag my dalk vanoggend verkwalik wanneer ek hierdie doen. Ek wil iemand uitlig vanoggend en net 'n dankwoord uitspreek. Oom Kobus Steenkamp wat vanoggend hier sit. Ek sien hy huiwer selfs om vir my te kyk. Oom Kobus, ons wil vanoggend net vir oom baie dankie sê. Baie dankie vir alles wat oom in hierdie laaste 2 weke gedoen het vir ons. En Kobus Steenkamp, as jy nou vanoggend uitgaan, moet u baie versigtig loop en as want die nuwe sekuriteitskameras hier reg rondom die kerk. En Kobus Steenkamp het ons gehelp daarmee. Hy het dit vir ons geïnstalleer, ten volle gedoen en hy het sy dienste totaal nog gratis vir ons gegee. Nou, ek wou net vanoggend gebruik om vir oom dankie te sê daarvoor. Ek weet om doen dit nie vir 'n dankie nie, om doen dit vir die Here. Maar van ons af wil ons net graag vir hom dankie sê. En daarbey ook vir Gerard en Pieter Harmse. Julle het ook in die week die hard gestoei met met die boorgatpomp. Julle het die pype en die pomp deurgelê. Ons wil vir julle ook net dankie sê. Baie dankie vir die groot werk wat julle ook gedoen het. Julle diensbaarheid. Julle doen dit sonder om te vra, sonder vergoeding. Julle doen dit met liefde. En daarvoor sê ons baie dankie. Geliefdes, op ons verjaarsdaglys. Die 10de Augustus het Tannie Marie Pinaar verjaar Tannie Marie Pinaar. Dis môre. En dan ook Berdien van Koller, baie geluk. Valerie Mostert verjaar ook die 11de en dan Elisma Steyn die 12de. Die 13de Augustus is M3 Opperman en ook Mieke Smal. Die 14de is Janelda Keiser en Loaney Barnard die 15de Augustus. Mag die Here vir julle ryklik seën en mag hy vir julle 'n wonderlike nuwe lewensjaar gee. Baie geluk met julle verjaarsdag. Vandag is daar kerkraadsvergadering na die erediens en dan ook in die week Dinsdag is daar weer Bybelstudie 9:00 die oggend en ook weer ons aandbybelstudie om 6:00 en ook dan 'n bloedskenk geleentheid van 1:00 af. So asseblief woon die bloedskenk ook by en ondersteun hulle daar. Volgende week Sondag het ons 'n bietjie gemeentevergadering en dan iets waarna ek so baie uitsien. Ek kan nie wag om saam met u weer om die tafel van die Here te sit nie. Die 23ste Augustus het ons weer nagmaal. Wat 'n wonderlike geleentheid. Geliefdes, ons herinner u ook aan die golfdag van Amot wat op die 28ste Augustus plaasvind. Asseblief skryf in daarvoor en ondersteun ook ons aftreeoord. Dit is die 28ste Augustus. Dan is daar nog, lyk my daar is nie meer koekies, daar is nie koekies of daar is pastye, is daar nie? Daar is nog pastye, maar hulle gaan nie vanoggend verkoop nie, nee. Want ons niemand om te verkoop nie. Ja, hulle is nie vanoggend hier nie. Ons koekietannies is nie hier vanoggend nie. So ons verskoon hulle. So daar is ongelukkig dan nou nie vanoggend koekies of pastye nie, maar daar is nog van die varkvetpakkies nog oor as jy dit sou wou koop. Dan dink ek is al van my kant af, geliefdes. Ek dink sommer so by die dankbaarheid weer eens, ek wil vir julle sommer sê, jy gaan nou sien as ons volgende week 'n gemeentevergadering hou, hierdie kameras en ook die boorgat, alles is nie uit die gemeente se begroting uit nie. Ons het nie die gemeente se begroting gebruik daarvoor nie. Dit kom uiteindelik uit die skenking wat die boere vir ons maak. En daarom wil ek ook net vir hulle baie dankie sê. Ek voel nou snaaks om mense so uit te sonder, ek doen dit nie eintlik baie nie, maar ek wil vir hulle baie dankie sê vir die groot bydrae wat hulle lewer. Want wat ons hier doen, doen ons nie vir onsself nie. Ons doen dit hier vir Christus Jesus. Ek sê, weet, dinge soos hierdie wat ons hier doen by hierdie kerk en hierdie kerkgebou, ons doen dit alles sodat ons eendag mag sê, dit is ons erfenis. Eendag oor 100 jaar van nou af, wanneer hierdie kerk nog funksioneer, dan gaan niemand ons name onthou nie. Maar hierdie kerkgebou en die dinge wat hier is, gaan hier bly staan. En ons het 'n hand daarin gehad, sodat dit kan voortleef. Dis ware erfenis. Dis hoe dit lyk. En daarvoor, geliefdes, vir almal van julle, vir julle diensbaarheid, julle liefde, en alles wat julle doen vir hierdie gemeente, sê ek baie dankie. Mag die Here julle seën. Mag julle 'n wonderlike Sondag verder hê. Totsiens vir julle almal. Was lekker om by julle te wees. Totsiens.